Hallo Jan, Môre Meld, gaan het goed met jou? goed man, goed om jou te sien. Ja, hetzelfde man. Ek is bly jy het bietjie deurgekom dat ons bietjie kan kuier. Ja, lekker ou boeretroos, jou lekker ou savallyf by mekaar kry vir ons. Jan, ek sien nou die dag, of ek het daar 'n vriend wat hier vir my kom vra nou, my ou maat, wat is lae risiko besigheid? En ek is te verbaas dat hy nie eintlik dit goed weet nie, en ek sê te vir hom, jong, weet jy, hoe ek het sien is 'n lae risiko besigheid is soos 'n winkel wat hier op die hoek van die straat is, en die winkeleienaar het beheer oor sy winkel. Ek bedoel, hy koop sy eie voorrade aan en hy verkoop op sy winsgrens wat hy maak. So hy het beheer oor sy aankope en sy verkope en hy het beheer oor sy til. Hy het beheer oor sy til en hy het beheer oor sy staf wat vir hom werk. So hy het steeds 'n risiko, maar dit is net 'n baie lae risiko. Jy weet, en ek is nou verbaas dat die ou die vraag vir my vra, want hy sê vir my maar hy het tog 'n risiko in sy besigheid. Ek sê ja, jy sal definitief 'n risiko hê, want jy werk met mense. Hulle kan jou goed steel. Jy werk in 'n gebou wat kan afbrand, jy kan al jou stok verloor. Ek sê jy het 'n boekhouer wat jou boeke vir jou doen. Die ou kan van jou geld wat wegraak. So dis die risiko wat jy het. Jy weet, dis maar dis ten minste 'n risiko wat hy oor beheer het. Ja, so jy sien lae risiko as iets waar jy oor beheer het. Jy het beheer oor hom. Ja, ja. Maar wat is jou siening dan rondom hoë risiko? Wel, hoë risiko is nou soos ons nog gesê, dis nou jy het nie beheer nie. Dit is 'n tipe van 'n risiko wat uit jou hande uit is. Jy weet, as ons nou praat van kripto en ons praat van aandele, selfs die diamante, jy weet, as jy diamante koop en verkoop, daai goed is alles gekoppel aan markpryse. So enige kommoditeite kan mens basies sien as hoë risiko. Dis hoë risiko. Jy het nie beheer daaroor nie. Daar's iemand anders wat eintlik maar die prys beheer, die vraag en aanbod beheer. Ja, dis nog 'n baie interessante punt wat jy maak. Ja, en dit is en daai hoë risiko is absoluut gekoppel aan die wêreldmarkte. Daai pryse van die wêreldmarkte. Wat vir my interessant is hoe die ouens hulle doen nou kripto en hulle doen nou aandele, jy weet, en dan as die pryse begin val, is hulle nou baie geduldig. Jy weet, baie geduldig. Hulle sê dan ek het al gehoor die ouens sê, man, as die pryse val, dan wag ek nou maar, jy weet, as dit nou dan begin ek weer 'n bietjie inkoop en as die prys begin draai, dan verkoop ek weer vir 'n profit. En so ons baie geduldig en met diamante moet jy ook maar daai geduld hê as jy met diamante koop en verkoop. Dis maar dieselfde formaat waarin jy werk. Ja, jy sien Meld, ons is nou twee vennote wat betrokke is by FTG en wat betrokke is by die aankoop van pakkies en so. So mense kan dit sien as 'n baie hoë risiko besigheid, want daar is bitter min beheer wat eintlik toegepas kan word op dit. Ja. So waar sien jy pas vennote in besigheid? Oh wel, jy weet 'n vennoot, dis 'n ou wat die ding gaan verstaan. Hy moet verstaan wat is hoë risiko, hy moet verstaan, hy gaan geduld in die dag moet lê, hy gaan moet verstaan dat dis gekoppel aan wêreldmarkte, die pryse in die wêreld wat nie deur hom beheer kan word nie. En dit gaan ou wees wat absoluut hy het los geld, jy weet, hy het nou sy surplus wat hy kan gebruik, hy kan 10% van sy surplus kan hy in hierdie hoë risiko besigheid insit en dan gaan hom plan nie. Maar dit nou obviously wat hy weet is dat sy surplus is sy besteedbare inkomste wat hy kan gebruik om in te kom hierso. Ja, jy sien wat vir my baie belangrik is om te kyk na die profiel van die vennote wat betrokke is by FTG. 'n Persoon wat betrokke hierby raak, moet verseker weet wat is die besigheidsmodel. Ja. So jy moet verstaan waaroor die besigheid gaan. In die eerste plek is dit 'n koop en verkoop besigheid. Ek sien dit is gekoppel aan basies die markpryse soos wat jy gesê het. Ja. Ten tweede moet die vennote wat betrokke raak hier by surplus geld is soos jy sê, en wat al baie keer vir ons genoem is, ons moet kyk na 10% van jou besteedbare inkomste wat jy kan insit hierin, en dan moet jy geduldig wees. So jou profiel moet absoluut hierdie faktore weerspieël. En ek dink 'n ander ding wat baie belangrik is, vennote moet mekaar ondersteun, vennote moet die besigheid ondersteun. Dis 'n ongelooflike geleentheid wat geskep is vir ons as vennote om betrokke te raak in die mineraalbronne. En wat makliker as om 'n koop en verkoop besigheid te hê wat jy 'n redelike goeie opbrengs kan kry op jou geld wat jy insit in die bedryf in. Jy weet dan Jan, wat die ding is, weet met hierdie koop en verkoop, terwyl jy dit nou noem, dit is 'n baie groot verskil om te koop en te verkoop as wat jy in 'n bankklub geld belê. Want jy weet, ek hoor baie keer die ouens sê ja, ek het 'n belegging gemaak en ek verdien nou rente daarop, maar soos in hierdie geval, hy het 'n klomp geld aangesit, het rente daarop gekry, 'n jaarlikse rentekoers van sê nou maar 6%, maar in die koop en verkoop is jy inteendeel
in 'n besigheid wat net koop en verkoop. En as jy nou klaar jou produk gekoop het en jy het hom verkoop, dan verval daai transaksie eintlik. Jy het nooit belê in die besigheid nie. Jy het eintlik net gekoop en verkoop. Ja, jy verdien nie rente op jou aankoop nie. Jy verdien die Jy groei. verdien 'n profit, jy verdien 'n wins. Die profit, die wins wat gemaak word op dit. Kyk in ons geval as vennote is die groot ding is maar die pakkie, okay? Wil jy nie vir my 'n bietjie verduidelik hoe jy 'n pakkie sien nie? Ja, Jan, nou dat jy dit noem. Kyk, 'n pakkie, hoe ek die pakkie sien, as jy nou 'n pakkie het en jy koop hom, sê nou maar die pakkie is nou R1000. Ons praat nou van 'n diamantpakkie. Ja. Jy betaal vir daai pakkie, koop jy aan vir R1000. So sê nou maar ons is nou 5 vennote. En elke vennoot koop in sy R200. Ons koop nou saam die pakkie. En dan word die pakkie nou verkoop en ons verdien saam weer die profit. En wat lekker is hierso, jy kry jou kapitaal en jou wins terug. Okay. Maar nou kry jy die geval van twee vennote besluit nie hulle wil nie meer aangaan nie. Hulle is nou nie lus vir die ding nie. Hulle is dalk nou afgeskrik deur die hoë risiko wat hulle aanvanklik dalk nie verstaan het nie. Hulle gee pad en hulle los die ander 4 vennote of 3 vennote net so. So nou wat gebeur nou? Nou moet jy iemand in hulle plek kry of jy moet hulle terugkry want die wins en die kapitaal wat op hierdie pakkie uitbetaal het is nie genoeg om nou nog 'n ene weer te koop nie. So jy kan nie daai pakkie vervang met nog een nie. Ek verstaan. Met ander woorde wat jy sê is as ons byvoorbeeld vir die argument 10 vennote is wat R200 kon inkoop op 'n pakkie, dan tot die R2000 pakkie opgekoop. Aan die einde van die dag word dit uitbetaal en ons maak op daai R2000 maak ons 25% groei. Ja. Die oomblik as enigeen onttrek uit dit, dan het jy 'n tekort om 'n volgende pakkie weer Presies, jy het nou tekort aan daai en dit moet jy nou op 'n manier aanvul. So en die alternatief is daar of jy moet die bestaande vennoot terugkry wat onttrek het of mens moet nuwe vennote intrek. Anders gaan ons nie groei in die besigheid. Ja. Ek baie interessant. Ja, dit beteken eintlik die bestaande vennote wat nou oorgebly het, subsidieer nou eintlik die ouens wat onttrek het. En dit maak dit baie moeilik. Want nou moet ons of meer geld insit of ons moet nog vennote kry wat ons kan kom help om die pakkie weer of om weer 'n nuwe pakkie op te koop. Hoe sien jy 'n joint venture? Ja, ek het baie dag toe vertel ek 'n ou baie mense verstaan nie die verskil tussen joint venture en 'n vennootskap nie. Nou ek het self besigheid en ek het 2 vennote in my besigheid. Maar daai vennote het ingekoop op my besigheid en hulle moet hulle self weer uitkoop uit my besigheid uit. Want ons is op 'n kontrakbasis met mekaar. Okay. Ons het ons funksies in die besigheid. Nou vertel ek die ou eendag ek is mos 'n adventure biker. Ek ry baie graag daar in die woestyn in waar daar niks en nêrens is nie, wat baie warm is. En toe vra eendag 'n ou vir my, luister, kan ek jou join vir 'n adventure in die woestyn? Ek sê enige tyd. Ek sê maar daar's reëls. Daar's net 2 reëls. Jy moet seker maak jy het genoeg vloeistof om te drink want dit is afgeleë en dit is baie warm. En jy moet seker maak jy het nog 'n ekstra petrol op jou topbox agter. As jy daai 2 goed gaan mis, onthou ek het nie die ekstra water en 'n ekstra petrol om jou verder te vat as by ons volgende bestemming kan kom nie. Ja. En dis by dieselfde by Forever Diamonds and Gold. Ja. Jy kom join die venture in die besigheid. Ja. So dis baie maklik as jy nie die reëls van die besigheid nakom nie, soos nou jy weet ons is 'n hoë risiko besigheid en ons weet ons praat van 'n 10% besteedbare inkomste. As jy daai reëls gaan breek, gaan jy jouself eintlik half te nakom. En jy gaan jou medevennote onder druk sit. So jy join net die venture. Jy is nie 'n vennoot wat jy jouself moet uitkoop uit die besigheid uit nie. Daar's 'n groot verskil. Ja, die oomblik as jou transaksie voltooi is, dan is jou vennootskap daarmee beëindig. Presies, ja. En sê jy weer 'n volgende, kom ons sê vennootskap aangaan. Okay. Ja. Hoekom sal jy sê is hierdie nie 'n belegging nie? Wat maak dit anders as 'n belegging? Ja, dit is baie maklik eintlik. Kyk, hierdie is 'n maatskappy wat verhandel. Dis 'n maatskappy wat fisies produkte koop en verkoop en wat ons die geleentheid gee om saam te koop en verkoop. Dis fisies diamante wat ons koop en verkoop. 'n Bank werk nie so nie. 'n Bank is 'n instansie waar jy jou geld gaan belê en hulle sit jou geld in verskillende portefeuilles in die wêreld om vir jou 'n rente te verdien wat jy kan of trek en aangaan met die belegging. Jy gaan aan met jou belegging. Jy kan weer 'n bietjie rente trek en aangaan met jou belegging. In hierdie geval glad nie. En in hierdie geval praat ons soos ek nou gesê het van koop en verkoop van diamante. Dit beteken as ons nou 'n pakkie diamante gekoop het en daai pakkie is nou verkoop, dan verval daai transaksie. Ja.
So jy kan dit nie as 'n belegging sien nie, jy kan dit net sien as 'n koop en 'n verkoop en dis die groot verskil. Maar dit het ook 'n groot voordeel in dat ons 'n fisiese diamant koop. Die diamant kan teruggehou word as die marktoestande nie reg is nie. Dit kan iewers veilig bewaar word en dit kan op 'n later stadium weer verkoop word. Presies. So alhoewel dit 'n baie hoë risiko aan die een kant het dit die veiligheid dat jy dit nie onmiddellik hoef te verkoop nie. Ja. So as die marktoestande verbeter het, dan kan jy die pakkie of die diamant weer aanbied. Jan, ja, 'n diamant, weet, ek sê altyd as mense met kripto werk, ek het dit vroeër ook genoem. Jy werk nou met kripto, jy kry ouens wat dit graag doen en jy kry ouens wat graag aandele doen en jy kry ouens soos ons wat graag in 'n diamant trade is, nê. Nee. Ja. Nou dis eintlik presies dieselfde ding. Ja. Kripto kan jy nie beheer nie, aandele kan jy nie beheer nie. Jy kan diamant ook nie beheer nie. Ja. Maar die verskil tussen kripto en aandele en diamante, 'n diamant kan jy nou kluis toesit soos jy nou gesê het. Okay. So ons wag. Ek bedoel, dis 'n fisiese produk wat jy kan toesluit en ons wag. Dis die markte begin herstel en ons kan dit vir 'n profit begin verkoop, dan is hy daar, dan is jou produk beskikbaar om te verkoop. Soos met aandele en met kripto, het jy die whales daarbo, hierdie ryk elite wat daai goed vir jou beheer. En hulle doen dit vir hulle sakke. Hulle doen nie vir my en jou sakkie. Ja. Ek wil gou vir jou iets anders vra. Ek is nou al 'n redelike lang tyd betrokke by die diamant besigheid. Dis 'n ongelooflike geleentheid wat vir ons geskep is. Maar wat is jou opinie? Hoekom dink jy moet daar meer vennote betrokke raak? Wat dink jy is die voordeel wat dit vir hulle gaan inhou? Jan, dit wat jy nou vra, weet jy, dis eintlik so jy hoekom raak vennote betrokke? Want daai ou is net soos ek en jy. Hy soek ook 'n beter finansiële verligting, hy soek 'n beter lewe. Hy wil vir hom 'n pensioen opbou. Ek bedoel, hierdie is 'n guldige geleentheid. Ek bedoel, die geleentheid het nog niemand in Suid-Afrika voorgedoen nie. En ek bedoel, dit het ons voorgedoen en ons het dit met alles in ons aangegryp want ons het die model verstaan. Koop en verkoop is die oudste vorm van besigheid in die wêreld. Ja. En dit is die maklikste model gewees om te verstaan. Jan, jong, ja, ek is nou al, soos jy, ons is al lank in die ding. Ek het op 'n stadium deur in die begin het ek het geld gehad en toe het ek nou gedink, ek het spaargeld gehad. Dit was geld wat nie my gebyt het nie. Toe het ek gedink, jy moet ek nou eers my skuld betaal en dan betrokke raak by die koop en verkoop van diamante en of moet ek eers koop en verkoop en dan my skuld delg. En wat ek toe gedoen het, ek het 'n klomp geld ek dink in 3 pakkies kotoor in die begin nog in 2022. Maar dit het nie vir my lekker gewerk nie. Maar jong, jy het eendag vir my 'n ding genoem, Jan. Jy het 'n strategie wat jy gebruik om die risiko te verlig vir jouself, om jou eie risiko op 'n manier net hier op grondvlak te beheer. Ja, dankie. Kom ek verduidelik gou vir jou. Vir my was dit baie belangrik om my risiko te versprei as ek betrokke raak by die besigheid. So ek het vir baie lank 'n bietjie huiswerk gaan doen en ek was baie gelukkig geweest dat ek data gekry het by 'n vriend van my wat al reeds voor my betrokke was in FTG. En ek het gaan bepaal hoeveel pakkies word per dag geplaas, hoeveel pakkies word per week geplaas en hoeveel pakkies word per maand geplaas. Want ek het gesê as ek gaan inkoop op hierdie besigheid, wil ek my risiko verlaag soveel as moontlik. So ek het gaan uitwerk toe ek betrokke geraak het in 2022 was die gemiddelde pakkies wat per dag geplaas word so 3 in die begin, so plus minus 15, 16 naweke ingesluit oor 'n weektermyn en dan per maand was dit so 60 gewees. So ek het gesê om my risiko te verminder, wil ek verkieslik elke pakkie kan koop. So ek het gesê as ek soveel geld het, moet ek my geld gaan opdeel en ek moet probeer kyk om elke pakkie te koop. So ek het die koek se grootte gaan bepaal as ek dit so kan stel. Ja. As dit vir jou sin maak. Ja. En toe het ek geld begin oorplaas en ek het stelselmatig begin inkoop. In die begin was ons gelukkig geweest, ons kon pakkies teen R100 koop. Net te onderbreek, so dit beteken jy het begin koop in 'n klomp pakkies in. Ja. Jy het jou risiko op daai manier verdeel, jy het jou geld, jy het 'n groot som geld gevat sê nou maar en jy het dit gaan verdeel in 'n klomp pakkies in. Ja, kyk, verstaan ek jou reg? Jy is heeltemal reg, maar uitgangspunt was geweest as daar uitbetalings plaasvind, want ek het gaan kyk hoeveel uitbetalings het ook plaasgevind. So as daar uitbetaling plaasgevind het, wil ek deel in elkeen wat uitbetaal word. So ek het gaan sê as daar 60 pakkies 'n maand geplaas word en ek het al 60 pakkies het ek 100% dekking. O ja. So as jy in jou geval soos jy gesê 3 pakkies gekoop het, kom ons sê jy 3 pakkies uit die 60 gehad,
het jy die geleentheid of die kans dat net 3 van die pakkies se uitbetaal. Ja, ja. Ek het al 60 pakkies gekoop, so ek het al 60 pakkies uit te kry. Ek kon dit nie in die begin doen nie, maar ek het my plan so opgestel dat ek met tyd daarby uitkom. So ek het elke keer as ek 'n wins op 'n pakkie gekry het, het ek dit gaan verdeel. Die voordeel is dat jy kan teen R200 per pakkie inkoop. Alright. So ek het gaan uitwerk met die koste op die nuwe stelsel. As jy teen R210 per pakkie inkoop, dan dek jy jou koste en na jou 4de pakkie met die wins wat jy gemaak het, kan jy al reeds 'n 5de pakkie koop. Ja, ja. So dis die strategie wat ek gevolg het. Nou wil ek So dit beteken, ekskuus Jan, ek wil nou net daarin kom. So dit beteken as jy nou maar jy sê nou vir my, as jy nou sê nou maar jy het nou 4 pakkies gehad wat jy ingekoop het teen R200 per pakkie en daai pakkies het nou uitbetaal elkeen met sy kom ons sê 50% profijt. Dit beteken net die profijt alleen kan alweer vir jou nog 'n pakkie bykoop. Ja. So jy maak jou arsenaal op die pakkies al klaar groter. al groter. Okay, ek weet Want jou, ek wil ja. die voorbeeld vir jou gebruik. As daar vir die argumente 100 pakkies 'n maand geplaas word en jy kan al 100 inkoop. In die begin is dit moeilik om dit te doen. Maar as jy al 100 kan inkoop, dan het jy 100% beskerming. So as jy al die pakkies het, gaan jy al die uitbetalings kry. En dit was my beweegrede geweest. Ek wil soveel as moontlik blootstelling in pakkies hê. Ja, ja. Dit het nie vir my gegaan wat die grootte van die pakkie is en wat die persentasie van die pakkie is nie. Dit was my meer belangrik, koop elke pakkie. Ja, ja. So dit beteken, ekskuus Jan, ek wil onderbreek, nee. Dit beteken ek wil net seker maak ek verstaan jou reg. Dit beteken as jy's nou verseker van jy gaan elke dag ten minste uitbetaling kry, nê. Nee. So jy het op hierdie manier vir jou nou kontantvloei begin skep. En ek wil amper sê jy het begin oorrol dat jy nog kan pakkies bykoop. Dis presies reg wat jy sê. Ja, ja. Ek wil ook net vir jou ander ding sê wat baie interessant is. Ek hou baie detail statistieke van die pakkies. Tot op datum is daar alreeds op Petratel 1183 pakkies geplaas tot en met vanoggend. Yes. En van die 1183 pakkies het al 67% van daai pakkies uitbetaal. 'n Totaal van 976 pakkies het alreeds tot op datum uitbetaal. En jy het almal gekry. En ek het al die pakkies gekry. Jy het al die pakkies al gekry wat uitbetaal het. En dit het my gehelp om te kon bly inkoop. Yes. So daar is 'n risiko, soos wat jy in die begin ook gesê het, wat is hoë risiko? Daar is 'n risiko in die diamantbedryf, in die pakkiebedryf. Seker van die pakkies word nie vinnig verkoop nie, so hulle word nie vinnig uitbetaal nie. Ja. So jy moet seker maak dat jy so wye dekking as moontlik, so wye blootstelling as moontlik in die pakkies hê. Yes. Om te verseker dat jy konstant kan uitbetaal. Ja, so jy's nie gepla oor die pakkies nog nie uitbetaal nie. Hulle kan maar kom een van 'n tyd. Intussen kry jy uit die ander pakkies kry jy uitbetalings. So jy's nie meer ge-worry oor my pakkies wat nog moet kom nie. Ek bedoel dis wat op hierdie stadium gebeur. Ek het die fout gemaak. Wel, ek het dit mos nou reggestel nadat ek jou raak geloop het in my lewe, Jan. Het ek dit reggestel. Ek het ook nou maar soos ek nou vroeër gesê het in 3 pakkies ingekoop en daar het hulle vas lê en daar was geen rede anders as die diamantpryse het begin val toe die oorlog in die Oekraïne begin uitbreek het nie. Ja. So nou is ek al vas daar, maar ek het my nie laat rem nie. Gelukkig het jou my lewe raak geloop. So ek het hom net aangehou, maar ek het toe begin verdeel, my risiko begin verdeel en 'n klomp pakkies minimums gaan begin koop. So ek het ook al 'n groot arsenaal soos jy, nog net nie by jou nie, maar ek is al baie naby. Ja, kyk die groot ding vir my is die oomblik as jy die groot persentasie van die pakkies het, dan plaat dit jou nie regtig wat uitbetaal nie. Jy moet op 'n punt kom waar jy ten minste 'n pakkie 'n dag kan koop. Ja. Right? Ja, dit gaan geld kos. Jy moet op die punt kom waar jy later 'n tweede pakkie 'n dag kan koop. En dan soos wat die proses groei, gaan jy in een van dag al die pakkies kan hê. Ek sê vir ek het letterlik aan die pakkies. En dit bevoordeelde my want ek kry al die uitbetalings. So dan kan jy besluit wat sit jy terug en wat hou jy terug vir jou. Jan, nou om net aan te sluit daar. Sê gou vir my wat is die voordeel tussen 1700 vennote wat nou aktief koop en teenoor 3000 vennote wat nou aktief koop? Wat se impak het dit nou op hierdie stadium in die maatskappy? Dit beteken hoekom ek dit vra is so ons het nou nog nuwe geld wat inkom. Maar wat maak 3000 vennote verskillend van 1700 vennote in hierdie idee? As ons die getal aktiewe vennote kan verdubbel ons die aankope outomaties. Ja. Ons verdubbel die groei outomaties van die besigheid. Dit skep ook die geleentheid om voorraad in te koop, om groter voorraad in te koop. Die diamantpryse is op hierdie stadium baie laag. So hy's nou die laagste in die geskiedenis van die wêreld, nee. Vanoggend was hy op 104.26, die laagste wat hy nog ooit was. Yes. En dit skep ekskuus Jan, om by jou aan te sluit, maar die wat die diamante nou so laag is, moet ons eintlik nou wegtrek en koop. Ons moet nou met nuwe geldjies inkom, ons moet daai voorrade koop want
as die prys gaan begin herstel, gaan ons voorrade hê om te verkoop, dit is winkel uit. Kom ons noem nou maar Forever Diamonds and Gold is ons winkel van koop en verkoop. Ja. So met al die voorraad en nou begin die mark te herstel en ons kan hulle begin verkoop en ek bedoel dan gaan ons maar die vrugte begin pluk daarvan. Ek stem 100% saam met jou. Ons moet voorraad inkry. Ons moet voorraad inkry soveel as moontlik. Die diamantprys kan dalk nog terugsak. Niemand van ons weet nie, dis die risiko. As die diamantprys terugdraai, gaan ons verseker die voordeel kan trek daarvan as ons 'n groter hoeveelheid voorraad in ons noem dit maar die storie. En voorraad kom van meer vennote. Van meer vennote af. Yes. Meer vennote af, nie soseer meer geld nie. Meer vennote gaan outomaties meer aankope kan veroorsaak. Ek dink aan die einde van die dag, my raad is net aan vir jou ook en as jy ander vennote ken, sê vir hulle, verdeel jou geld, koop soveel as moontlik pakkies in sodat jy nie onder druk is dat 'n pakkie moet uitbetaal. Jy moet 'n arsenaal van pakkies hê dat dit nie 'n impak het op jou aankope. Presies, so groter arsenaal as wat jy vir jou opbou, meer kontantvloei skep jy vir jouself. En hoe meer druk haal jy van ander vennote af. Precies. En hoe meer druk haal jy van die maatskappy af. Ja, en ek wil vir jou nog 'n ding noem. Petratel waar ons nou betrokke is by en Zaapfor het basies laas jaar Junie maand begin. Nadat ons na die ander probleme. En tot op datum is die saamgestelde groei op Petratel alleen al oor die 500%. Pragtig. As jy net een pakkie gekoop het en jy het ongelukkige pakkie gekoop wat op daai stadium geraak is deur die diamantprys wat geval het, gaan jy dalk ongelukkig wees. Vir my het dit geen impak nie, want ek het bly aankoop. En Jan, jy praat nou van 25-30% profitpakkies wat jou daai groei gegee het, nê? Nee. Ja. Ongelooflik, want ek bedoel dis die arsenaal wat dit maak. En net om weer te sê, dit beteken die risiko is absoluut verdeel tussen al die pakkies. Ja. Die ideaal is om 100% verdeling te hê. Precies. Maar dit gaan 'n paar rand kos vir jou. So dit beteken ons moet maar geduld aan die lag lê en ons moet maar ons minimums begin insit dat ons kan voorraad in ons winkel kry. Ja. Dit gaan ons sit in 'n baie beter posisie sit oor later van tyd as die pryse begin herstel. Definitief. En Jan, wat ek nou vinnig wat ek aan dink is, ek weet, kyk, as jy byvoorbeeld na die diamantprysindeks kyk, na die grafiek, dan kan jy sien die grafiek het klein sulke spytjies wat hy maak. Nou as jy nou 'n stukkie kon vat en jy kon hom opblaas, dat jy die groter prentjie van daai spikes en goed sien, dan kan ons nog steeds, ongeag die swak diamantmark, kan ons nog steeds verhandel. En dis presies waar Forever Diamonds and Gold inkom. Hulle kan presies sien wanneer is 'n diamant gekoop en wanneer kan hom nou verkoop in daai tydperk. Nee, maak dit sin wat ek sê. Jy is absoluut reg. Jy is heeltemal reg, want onthou alhoewel die grafiek wat ons sien is 'n grafiek wat oor 'n maand is. Jy sien nie die verhandelinge per dag, per uur, per wat ook al nie. So ons sien 'n basiese grafiek en dit lyk baie negatief op hierdie stadium, maar ek dink die mense wat die diamante aankoop, hulle gaan seker maak dat hulle op die beste punt van die dag kon koop of op die beste punt van die dag kon verkoop. Maar ek dink dit is waar ons kan veilig voel met Forever Diamonds and Gold. Want die ouens wat hierdie transaksies vir ons doen, is baie wakker. Hulle weet presies wanneer om te trade, as ek die Engelse woord kan gebruik. Wanneer om te verhandel. So dit is hoekom ons nog steeds die uitbetalings per dag kry. Ek bedoel, dis diamante wat nou verhandel is in hierdie moeilike tyd as ek dit so kan stel, nê. Ja, ek stem saam met jou daar. Die groot ding vir my is dit en my raad aan jou en my raad aan van die ander vennote, want onthou ons is 'n span wat moet saamwerk. Is gaan sprei jou risiko, gaan koop soveel as moontlik aan en wees geduldig. Ons weet wat die mark op hierdie stadium doen. Okay? Ons is nie betrokke by die klein verhandelinge en klein wisselinge en dit. Wees geduldig. Ons sal vorentoe die vrugte pluk. Ek kan dit al reeds sien want die uitbetalings hou nog steeds aan.